Dit is Dinsdag die 9de April en ek het nou geloop en wonder waaroor kan ek vanaand met jou gesels. Nou, boonbehalwe vir die woorde van Zig Ziglar wat ek vanoggend op Radio Roepsyn uitgesaai het, en ek gaan nou vir jou sê wat is sy woorde, is iets wat nogal sterk in my gedagtes was die afgelope 2 dae, wat kom uit die gesprekke wat ek gehad het by die Suidland Burgerlike Beskermingsfunksies wat ons gehad het in Nelspruit, of dan nou Witrifuur en Rustenburg die afgelope Paasnaweek. En dit gaan oor wat jy wil doen en wat jy moet doen en wat jy kan doen. Ok, nou, soos om vir kinders te leer hoe om te prioriseer. Wat ek gereeld vir my kinders sê is, jy moet eers doen wat jy moet doen voordat jy kan doen wat jy wil doen. Nou in die huis waar ek groot geword het my ma altyd vir ons gesê, enig wanneer jy uit die huis uit is en jy werk, dan kan jy doen wat jy wil. Maar dit is nogal 'n ontnigtering wanneer jy 'n groot mens word, want dan vind jy uit, okay, jy moet eintlik maar nog steeds eers doen wat jy moet doen en dan kan jy doen wat jy wil doen. So in my eie lewe is dit van toepassing in die sin dat ek het gaan studeer om 'n binnenshuise ontwerper te word, of dan nou 'n interior design. En ek het nog nooit in die industrie gewerk nie. En ek is mal oor mooi plekke en mooi vertrekke met mooi meubels en beligting en balans en mooi skilderye en om 'n plek mooi te maak vir die oog. En die hele tyd dan dink ek is so spyt ek het nog nooit in daai industrie gewerk nie. Want dit is wat ek bitter graag wil doen. En dan ook natuurlik toe ons Kongo toe was, het ek gereeld vir Wynand gesê, maar dit is nie wat ek wil doen nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Dit is nie wat ek wil doen nie. En toe het ek in die afgelope 2 dae tot die besef gekom, 'n mens kan jouself ongelukkig maak omdat jy glo jy moet eintlik besig wees met iets anders as dit waarmee jy besig is. Dit is wat ek in die afgelope paar jaar ervaar het met dat ons in Appington bly en dat ek by die radiostasie uitsaai. Nou, dan dink ek nee, ek moet teruggaan na interior design toe. Ek moet op 'n manier in die industrie inkom dat ek kan doen wat ek wil doen. Maar dan dink ek, het ons altyd 'n keuse om te doen wat ons wil doen, of doen baie van ons maar wat ons moet doen, sodat ons later kan doen wat ons wil doen. En dit is so, glo ek ook 'n opdrag wat ons het. Kyk, een van my gunsteling goed om te sê is daai ene van jou lewe is 'n geskenk van God en wat jy daarmee doen is wat jy vir hom teruggee. Dit is duur woorde, dit is woorde wat kom met groot verantwoordelikheid, want wat doen 'n mens elke dag wat dan nou bydra tot die geskenk wat jy nou uiteindelik weer vir God teruggee? Om vir hom dankie te sê vir die geskenk van die lewe wat hy vir jou gegee het. So toe ek interior design gestudeer het, was dit ook, toe ek dit klaar gemaak het, het ek in daardie tyd vir Wynand ontmoet. En van daar af was my lewe nooit weer dieselfde nie. Ek bedoel dit natuurlik op 'n goeie manier, maar dit was nie altyd maklik nie. So, dit is toe nou hoekom ek nou 22 jaar later nog steeds nie in die interior design veld is nie. En dan vra ek vir myself, maar hoe het dit nou gebeur? Hoekom het ek nie net 'n loopbaan daarvan gemaak nie? Waarmee is ek die hele tyd besig? En dit bring my dan nou by wat 'n mens moet doen, in plaas van dit wat jy graag wil doen. En ek het nou die dag 'n bewoording gaan opsoek, want ek het gewonder presies wat beteken dit, work ethic. En jy kan gaan kyk wat beteken work ethic. En 'n ander stuk wat ek toe nou gister op Facebook gesien het, wat 'n vrou geplaas het, wat uit die Bybel uit aanhaal, hoe dat 'n mens regtig jou beste moet gee in dit waarmee jy besig is elke dag. Sodat as jy
dit is soos 'n toets wat jy voltooi, en as jy dit op die einde van die dag vir die ultimate merker gee om na te gaan, dan wil jy tog hê dat hy, ons skepper, daarmee tevrede moet wees, nê? Dan gaan dit mos nou nie meer oor wat jy wil doen nie, maar wat jy moet doen in opdrag van hom. So dit is hoe ek dit sien. Ek en Wynand verskil 22 jaar in ouderdom, en dan het ek al gewonder, is ek op die regte pad, doen ek die regte ding, moes ek nie eerder in die interior design veld ingegaan het en regtig waar werk gemaak het daarvan nie? Hoekom gaan ek op al hierdie snaakse paaie waarop die lewenspad vir ons neem? En dan dink ek wel, ek het op daardie tydstip oor Wynand se lewenspad gekom en hy oor my lewenspad. So daar was dan seker 'n goeie rede voor. En dan is dit vir my inspirerend en 'n troos en eintlik 'n aansporing om te weet, ja, ek is op die regte spoor, ek moet die beste doen wat ek moontlik kan, want die enigste persoon wat beïndruk hoef te wees op die einde met my lewe is, wel, nie 'n persoon nie, maar ons skepper. Ja, so ek het 3 susters en hulle al 3 sal vir jou sê dat ek geneig is om geweldig filosofies te raak en partykeer te ernstig. So daar is nou sommer vir jou 'n lekker stuk filosofie. Sommer net my gedagtes wat ek graag met jou deel. En ek het nou gesê oor die woorde van Zig Ziglar wat gesê het, as jy vir niks spesifieks mik nie, dan gaan dit ook wees wat jy op die einde kry, is niks spesifieks nie. So maak dit jou mikpunt om te doen wat jy moet doen, in opdrag van die Here af. En selfs al verstaan jy nie die taak op hande so goed nie, doen dit nog steeds die heel beste wat jy moontlik kan. Asof jy in die lewe hierna geondervra gaan word daaroor en dat jy met oorgawe kan sê jy het regtig jou beste gedoen. Ek hoop jy vind dit interessant en vind baat daarbey. En dit is maar net na aanleiding van wat ek gesê het by die Suid-Land burgerlike beskerming funksie oor wat moontlik vir ons wag in Suid-Afrika. Baie mense leef in ontkenning daaroor omdat hulle dit nie wil doen nie. Glo my, ek wil dit ook nie doen nie. Wynand wil dit ook nie doen nie. Niemand van ons wil rock bottom in Suid-Afrika beleef nie. Niemand wil nie. Maar as dit onafwendbaar is, wat kan jy daaraan doen? Jy moet nou maar die beste daarvan maak. In die opsig dat jy kan dit benader soos, kom ons doen eers wat ons moet doen, en dan sal ons kan doen wat ons wil doen. Net soos wat ons kinders ook leer, ons tieners, wat graag eerder wil rondlê en op tegnologie hulle tyd spandeer, dis wat hulle graag wil doen, in plaas daarvan om te doen wat hulle moet doen, soos om tyd te spandeer aan hulle studies. Vir ons as volwassenes is dit eintlik maar presies dieselfde opdrag, daar's geen verskil nie. Dankie vir al die kommentaar op gister se video. Gina, spesifiek, ek sal nog 'n video doen oor my pad wat ek gestap het, of nog steeds mee besig is met die hoofpyn. Dankie vir almal se ondersteuning met dit. Ek sal dalk sommer môre daaroor praat. En my vriendin Esmy wat saam met my gestudeer het, juis interior design, sy het vir my 'n boodskap gestuur daar uit die Emirate uit. En waar ook al vandaan jy luister, dankie vir jou ondersteuning. En soos ek gesê het, ek hoop jy vind baat hierby. Iemand anders op sosiale media, Aletta Francina de Kok, sy is 'n jong vrou, sy het kort geskeerde hare, sy gesels en sy is verskriklik snaaks en sy is lief vir kos maak, sy deel baie van haar kos maak, resepte en goed op sosiale media. Nou sy het een keer gesê, toe sy op skool was, moes sy 'n opstel skryf oor wat sy eendag graag wou word. Toe het sy geskryf, ek dink in sê net maar graad 7 of standaard 5, dat sy wil 'n geselsprogram doen en iets wat te doen het met kos maak. En nou het sy so uitgebreide sosiale media voetspoor dat koswinkels en bekende instansies en so aan vir haar kry om advertensies te doen. So as jy lus is vir lekker lag, gaan kyk na Aletta Francina de Kok se goed. En
sy is ook 'n wonderlike inspirasie van wat 'n mens kan doen met sosiale media. Daar is so 'n wye veld daar buite van verskillende mense met verskillende forme van goed, kennis en onderwerpe wat hulle vir jou kan bring. En soos jy weet, verskil dit geweldig. Nie alle tipe van sosiale media persone is mos nou maar jou cup of tea nie. En so het ek dan aan my bydra ook gebring vir die mense wat daarin sal belangstel en wat dit sal geniet. Ek moet sê, iemand se video's wat ek ook nogal geniet is Amorey Beckerson. Sy is vir my 'n absolute natural. En dit voel asof sy laat dit eintlik so maklik lyk. So doen jy self 'n guns en gaan kyk na hulle sinne ook. So, dis dan die bydra vir vandag. Jy moet 'n lekker aand hê en dan gesels ons môre weer.